Goeiemôre almal, donderdagoggend, dit is die 30ste Oktober die jaar 2025, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor gehoorsaamheid. Wie hou nie van gehoorsame kinders nie? Of as jy 'n bestuurder is, gehoorsame werkers. Talle Bybelse beloftes is voorwaardelik. En die voorwaarde aan die meeste van die beloftes is gehoorsaamheid aan die Here en aan sy bevele. Dit klink amper soos 'n refrein van Moses se preke en Israel se geskiedenis. As die volk van die Here getrou dien en doen wat hy beveel, dan is hulle geseënd, maar as hulle ongehoorsaam is en hulle loop agter ander gode aan, dan kom die Here en hy straf hulle. En wanneer Israel dan later ook Juda in ballingskap is, preek die profete dat hulle nou die gevolge beleef van hulle ongehoorsaamheid. Maar kom ons gaan lees wat sê God se woord in verband met gehoorsaamheid. Die eerste gedeelte, Eksodus 19 verse 3 tot 6. Maar Moses het opgeklim na God toe en die Here het hom van die berg af toegeroep en gesê: So moet jy aan die huis van Jakob sê en aan die kinders van Israel verkondig. Julle het self gesien wat ek aan Egiptenare gedoen het, dat ek julle op arensvlerke gedra het en julle na my toe gebring het. As julle dan nou terdee na my stem luister en my verbond hou, sal julle my eiendom uit al die volke wees, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy aan die kinders van Israel moet meedeel. Die volgende gedeelte kom uit Levitikus 20 vers 22 tot 24. Onderhou dan al my insettinge en al my verordeninge en doen dit, dat die land waarin ek julle sal bring om daarin te woon, julle nie sal uitspieg nie. En julle mag nie wandel in die insettinge van die nasies wat ek voor julle uitverdrywe nie, want al hierdie dinge het hulle gedoen, daarom het ek 'n afskie in hulle gekry. En ek het vir julle gesê, julle sal hulle land in besit neem, en ek sal dit aan julle as 'n besitting gee, 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek is die Here julle God wat julle van al die volke afgesonder het. Halleluja. Jesaja 55 verse 1 tot 7. O almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja. Kom koop sonder geld en sonder prys wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie en laat julle siel om in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister en julle sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genade bewyse van Dawid. Kyk, ek het hom tot 'n getuie van die volke gemaak, tot 'n vors en 'n gebieder van die nasies. Kyk, nasies wat jy nie geken het nie, sal jy roep, en nasies wat jou nie geken het nie, sal na jou toe hardloop, ter wille van die Here jou God en van die Heilige van Israel, omdat hy jou verheerlik het. Soek die Here terwyl hy te vind is, roep hom aan terwyl hy naby is. Laat die goddelose sy weg verlaat en die kwaaddoener sy gedagtes, en laat hy hom tot die Here bekeer, dan sal hy hom barmhartig wees en tot ons God, want hy vergeef menigvuldig. Waar is die grootste oorlog? Hier in jou kop. Mens moet jou gedagtes fokus op hemelse plekke, dat ons naby aan die Here sal wees. My laaste gedeelte, Filippense 4 vers 6 tot 9. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking en met danksegging bekend word by God. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Verder broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is, watter deeg, watter lof daar ook al mag wees, bedink dit. En wat julle geleer het en ontvang en gehoor het in my en in my gesien het, doen dit. En die God van vrede sal met julle wees. Halleluja, kom ons bid saam. Almagtige God en hemelse Vader, Here, baie dankie, dat ons net weer eens uit die woord kan leer oor gehoorsaamheid. Here, ons wil gehoorsaam wees. Ons wil dit wat U vir ons in die wetboek geskryf het, wat mag jy nie doen nie. Here, wil ons onderhou, en ons wil net regverdig voor U staan.
Here, my gebed is dat U ons sal kom skoon was vandag. Here, dat U ons net sal wys, sal leer en sal lei om in gehoorsaamheid tot U te wandel. En ons loof U, ons prys U, ons eer. Here, seën ieder en elkeen in hierdie dag. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.